Baie welkom by Quellarina se fees 4 jaar. Ons wil jou graag uitnooi. Daar's 3 geleenthede waar ons hierdie jaar se fees gaan vier. Dis op die 8ste Maart, die 7de Junie en die 25ste Oktober. Merk dit asseblief in jou boekie. Ons sit vanmôre in die huis van die Here, hierdie pragtige gebou wat vir 50 jaar oud is. Hoe het Quellarina gemeente ontstaan en gegroei tot die gemeente wat dit vandag is? Op 10 Maart 1976 kom 60 gemeentelede en 24 kerkraadslede bymekaar en stig van Kriel gemeente wat op daai stadium Maresburg was af om 'n nuwe gemeente te vorm. Die rede vir die afstigting van Quellarina gemeente vanaf Kriel. Ek sal nie sê ek het die 100% die feite nie, maar wat ek was kerkraad ten tye van die afstigting en kerkraad by Kriel gemeente en die sprake was daar. Die kerk is besig om af te plat, want die groot rede daarvoor is Maresburg was 'n ou gedeelte van die omgewing. En daar was nie kom ek sê 'n groeipotensiaal van nuwe lidmate nie. Die jong mense het uitgeskuif Quellarina, Florida Park, elders heen. En Maresburg het al meer en meer gestagneer. Die eerste diens gebeur 25 April 1976 in Burger Hoërskoolsaal. Die vraag is, hoekom in die skoolsaal? Toe ons begin praat het oor wegbreek, het ons nie geweet waarna toe nie, want ons het nêrens plek gehad nie. En iemand wat vriende was met die hoof, het gesê, hoorie, kom ek vra of ons nie in die burger, of hulle nie vir ons wil die saal gee om te gebruik vir 'n kerk, totdat ons kerk klaar gebou is nie. En ek glo dit is net so besluit. Die eerste egpaar wat in Quellarina gedoop het, was Dan en Sonja Pieterse. En die doop het plaasgevind in die Burger Hoërskoolsaal. In latere jaar, November maand 1976, is die eerste permanente dominee J.J. Keiser bevestig in Quellarina gemeente. In dieselfde jaar, 16 Mei, begin die Sondagskool toe. Wat die eerste doop van die gemeente betref, het ons dit gehou in die Burger skoolsaal. En die predikant wat dit waargeneem het, die doop, was Dr. Lombard, Dr. Lombard. En ons het ons tweede kind gedoop, 'n dogter, Jolanda, wat sy is in 1976 gebore. En so sy was die tweede dogter wat ons het, en ons was 4 pare wat gedoop het. Vir hierdie gemeente moes daar grond aangekoop word en daar moes geboue gebou word. En daar was 'n klomp geld nodig geweest. Dan die Penny Coetzee en dan die Sannie Verheeren vertel vir ons hoe dit gebeur het. My man was op die stadsraad gewees, 1977 was hy die burgemeester van Rodepoort. En toe ons kerk nou begin het om te kyk na grond, was hy gelukkig genoeg gewees om hierdie erf waar ons kerk op is vir die kerk te kon kry. Want uit die aard van die saak het dit alles aan Rodepoort se stadsraad behoort. Ek is Penny Coetzee. Ek is betrokke gewees by die gemeente met ons het gehelp om fondse in te samel deur koeksisters te bak. En ek was gespot vir jare omdat ek gesê het, julle maak nie die beentjies toe nie. Knyp die beentjies vas, die koeksisters bars goed. En ons het ongelooflik hard gewerk. Die hele gemeente, vrouens in die dag en die mans het in die aand na werk ingeklok en ons het gewerk tot so 9:30, 10:00. Dan ruim ons op en dan is ons weer weg by Kriel gemeente, alles mooi netjies gelos. En volgende aand dan gaan ons maar weer terug. Ons het so 2-3 keer 'n week in die aand gebak. Ja, ek kan daarby voeg dat daar was eintlik 3 sessies. Die oggendsessie, die middagsessie en die aandsessie waar die man so vroulik betrokke was. En die reëling was van so 'n aard dat elke gemeentelid kry 'n lys om name op te sit
vir koeksusters. Daai lys mag nie Leeg gaan. onvolledig terugkom. Hy moes volledig gewees het en daai koeksusters is versprei oor die hele Johannesburg. Die bazaar van die jaar 2000 in Augustus maand was 'n hoogtepunt. Met hierdie bazaar is die astronomiese bedrag van R62.000 ingesamel. Ek onthou ons eerste bazaar in Burger Hoërskool en is in die saal gewees en toe hulle besluit watter tafel ons moet kry, was dit nogal 'n groot ding want ek het net gedink ek moet net nie die ete doen nie. En Penny Coetzee het toe die ete gekry om die ete te doen vir die gemeente en ek het die koektafel gekies want ek het iets geweet van koek en Jeanette van Wyk was die naaldwerktafel. In daai tyd het 'n koek R1.80 gekos. En dit was 'n groot sukses geweest en die kinders het dit baie geniet. Kwalahina se tweede leraar, Dominee Forster, het in Augustus maand 1980 sy intreepreek gelewer. Daar was ook 'n tender van meneer Nel van R308.000 wat dieselfde jaar aanvaar is om die kerkgebou te bou. Oom Dirk vertel van die Soeispit seremonie wat gebeur het in Junie 1981. Ja, ons die Soeispit sou plaasgevind hier waar die kerk nou staan, maar as gevolg van weeromstandighede moes ons dit geskuif het na die skoolsaal van die burger waar ons eredienste ook plaasgevind het. In die oggend met die Soeispit het ons destydse koster Hendrik Forster het hy die oggend bakstene vierkant gemaak voor in die saal van die burger hoërskoolsaal in grond daarin gesit met 'n gesilverde graaf. Het Dominee Johan Keiser wat toe ons leraar gewees het ons die Soeispit daar waargeneem. Op 20 Junie 1982 word hierdie pragtige gebou ingewy. Dis 6 jaar na die afstigting van die gemeente. Dr. Smal is die prediker by hierdie geleentheid en skoolse Madeleine die Jager doop hulle seun, die eerste baba in hierdie gebou. Om met die inwyding van die kerk het ons haar pa het die doop waargeneem van ons jongste kind, Pieter François de Wet de Jager. En dit het ook gebeur saam met 'n klomp ander kinders wat ook gedoop was daardie selfde dag. So hierdie hoeksteen is in 1982 deur Dominee Forster gelê. Die eerste eredienste wat gehou is gehou in die gemak van mense se tuinstoele wat hulle moes saambring om hier te sit, want die was nie banke nie. Later in 1983 is die banke eers ingesit teen die fenominale bedrag van net oor die R16.000. Die volgende groot toevoeging na die kerkbanke was die orgel, die kerkorgel, wat in Mei maand 1984 ingewy is. Dit was onder die groot dryf van oom Dirk Maritz. En die kerkorgel het net so oor die R14.000 gekos. Die destydse koster, oom Hendrik Forster, was 'n baie handige man geweest. En oom Hendrik het self die houtkruis agter die kansel ontwerp en gebou. Dr. Adrey van den Berg word in 1989 die derde leraar van Kwalahina gemeente. Dr. Henk Gous is die vierde leraar wat bevestig is in Kwalahina gemeente in 1995. Die nuwe logo word ontwerp en word op die kerk se toring aangebring. Maar hierdie selfde kerk toring het benoude oomblikke beleef. En Hendrik het gras gesny. Hy was toe nou al die koster en hy was op die kerkraad ook gewees. En eendag toe het daar iets verkeerd gegaan met die kerkklok. Toe klim Hendrik op, maar toe was hy nog jonk en smal. Jy weet, bietjie skraal. En toe klim hy op en hy gaan na die kerkklok toe en hy daar aan die klok gewerk. Toe sit hy vas. Toe kon hy nie uitkom daar nie. Toe moes hy vir Benny, my seun, bel om vir hom te kom help. En die het ook daar opgeklim, toe kom hy daarom uit die kerkklok uit. Rondom 2005 het daar 'n reuse behoefte ontstaan vir 'n ander kuierplek, want die jeug het bymekaar gekom in die grot hier onder in die kerk. En die spasie het net te klein geraak
En rondom die jaar 2005 is die jeuglokaal ontwerp rondom die braaiplek wat daar was en dit het rondom R1 miljoen gekos. 2024 het Dominee Grabe 'n beroep gekry Parel toe en ons het afskeid geneem van hom. Dit was my 'n wonderlike tyd gewees en ek sal die herinneringe wat ek daar gemaak het altyd koester. Dit was my lekker gewees hoe die gemeente my ontvang het as 'n jong afgestudeerde proponent en waar hulle my werklik begelei het en gehelp het om te groei om volwaardig in diens van die Here te staan. Ek sal altyd onthou my eerste doop wat ek daar so was, het ek vergeet dat mense 'n kind nodig het om te doop. So ek het nou nog hier in my formuliersboek het ek geskryf onthou die kind. So dis 'n snaakse storie, ek onthou nog, dis my eerste doop ooit gewees en ek het die mooi formulier gelees, maar toe dit nou kom by die besprinkeling, by die water, toe staan nog nie 'n kind nie. Almal het gelukkig net gelag en my die klein foutjie vergewe en ek onthou 'n paar mense het elke keer na 'n doop vir my kom sê, gelukkig het jy hierdie keer die kind onthou. Ons is dankbaar dat ons 'n gemeente is. En Vader het in ons hart 'n groot roeping geplant en dis om 'n invloed op die omgewing te hê waar ons is. Vroeger jare het Tannie Hester Potgieter 'n geweldige belangrike rol gespeel in die vestiging van uitreike en dienswerk, veral in Claremont gedeelte. En vandag het ons die voorreg dat ons op verskeie plekke baie betrokke is met uitreike en met allerlei aksies om dit vir mense beter te maak. Dominee Barry van Rensburg word in 2017 deel van ons span as 'n hulpleraar, maar hy sien homself net eintlik as 'n los donkie. My droom vir die volgende 50 jaar is, kyk, hierdie gemeente is hartlik, warm. Ek voel so tuis en mense kom hier en hulle sê maar, dit voel soos een groot familie en ek hoop en bid dat ons dit nooit verloor nie. Maar wie wel is my droom, is dat ons ook meer sal uitreik om hierdie wonderlike boodskap van die verlossing van Jesus aan 'n omgewing, 'n wêreld rondom ons uit te dra. Dat ons 'n ligbaken vir die evangelie sal word vir die volgende 50 jaar. In 2025 stel ons vir Dion Brand aan as 'n studenteleraar en daar's 'n ruim tyd wat voor lê. Ons is dankbaar vir Dion wat ook nou deel van ons span is. Ek is spesifiek betrokke by die jeugbediening en dit sal my droom of my wens vir die gemeente vir die volgende 50 jaar is hoe ek kan sien hoe die jeug van vandag oorbeweeg na die gemeente toe en van kinderbediening na gesinsbediening deur na bejaardebediening toe. Dit sal vir my so lekker wees om te sien hoe hulle saam met die gemeente verder groei. So ek dink ons uitgangspunt, ons identiteit is om te lewe. Daai lese wat ons het van liefde en entoesiasme. En as dit deel bly van ons DNA, is ek oortuig daarvan, ons gaan aanpas in die toekoms dat Quellarina oor 50 jaar nog steeds gaan bestaan en dit sal goed gaan met die gemeente, want ons het by die tyd bly aanpas. Ek weet nie hoe gaan my kollega Dominee Barry lyk oor 50 jaar nie, maar ek bedoel oor 50 jaar dan gaan ek nog jonk wees. So ons sien uit na wat gebeur oor 50 jaar van nou af. Onthou net, wat beteken quelle? Quelle is bron, fontein in Duits. Mag Quellarina 'n fontein van lewende water wees, wat altyd vir sy omgewing sal bly gee en bly groei in 'n tyd wat vir die kerk nie maklik is nie en wat die kerk sukkel.